vorentoe met bedoeling. Dis nie toevallig dat jy hier vandag kyk of luister nie. Elke dag kan jy 365 dae, of dan in skrikkeljaar 366 dae, terugkyk. Waar was jy 'n jaar gelede? Wat het intussen in jou lewe gebeur? En hoe het jy gekom tot by vandag? Of jy kan vorentoe kyk en saam met God gesels, hoe gaan die volgende 365 of 366 dae lyk? En waar jy hoop om met God se hulp te wees oor 'n jaar. Dit is 'n doelgerigte manier van lees en leef. Ons word juis hiertoe opgeroep in 1 Petrus 1 vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Ons moet met ander woorde leef met bedoeling, en ons doen dit deur doelbewuste, waardegedrewe keuses te maak. Petrus skryf van gelowiges wat moeg, onseker en onder druk was, en sy woorde is letterlik 'n geestelike kompas. Daar staan prakties gesproke, om God die lendene van julle verstand. Dis die taal wat hy gebruik. In die antieke wêreld het 'n soldaat sy mantel vasgemaak voor hy beweeg, vasgegord. Dis 'n manier van voorbereiding, dis 'n manier van fokus, van vasberadenheid. So Petrus sê, maak jou denke reg, sit jou afleidings op sy, fokus jou geloof en wees gereed om vorentoe te beweeg. Moderne navorsing bevestig hierdie Bybelse waarheid. Laurie Santos in haar Yale-kursus The Science of Wellbeing skryf dat florering nie begin wanneer omstandighede verander nie, maar wanneer jy self besluit om anders te leef. Die mense wat die meeste groei toon, is die wat doelbewus hulle aandag, waardes en gewoontes rig op dit wat werklik saak maak. Nou jy staan op die drempel van 'n nuwe dag. Hoe gaan jou lewe oor 366 dae van nou af lyk? Want wat jy nou kies, bepaal jou rigting en lewe. En elke dag bring 'n keuse. Wag en kyk wat gebeur, of leef met bedoeling. So wees verstandelik wakker en nugter. Kies hoop, kies beweging, kies God. Leef geïnspireerd.